Hallo, baie welkom. Ek is so bly jy het hierdie kanaal gekies om na te kyk vandag en ek het vir jou 'n boodskap oor, wat is die 2 belangrikste dinge wat jy hierdie jaar moet doen? Ek het so 'n rukkie gelede gehoor iemand sê die gym waar hulle oefen, werk dit so, elke so aan die einde van die jaar dan kry die gym 'n klomp nuwe toerusting, nuwe roeimasjiene en fietsies om op te trap, treadmills om op te hardloop en sommer nog 'n klomp ander oefenapparate in. Vir die groot klomp mense wat die 1 Januarie gaan begin oefen, wat by die gym aansluit met die goeie voorneme om fiks te raak en sterker te raak en gesonder te raak. Hulle sê maar die interessante ding is dat elke jaar, so van die 7 Januarie af, met ander woorde na die eerste week, dan begin hulle die apparate wegvat, want is dit nie meer nodig nie. Want sien, die meeste mense begin die jaar en hulle begin oefen, maar na 'n week, 2-3 weke, dan het die entoesiasme afgeneem en dan het hulle sommer weer vergeet van hulle nuwe jaar voorneme. Nou hoop ek jy het goeie voornemens. Dalk is jy van plan om 'n klomp interessante dinge en 'n klomp wonderlike belangrike dinge hierdie jaar te doen. Dalk wil jy ook fiks word, dalk wil jy gesonder eet, dalk wil jy meer tyd saam met jou gesin en jou familie spandeer, dalk wil jy meer geld maak, dalk wil jy net 'n gesonder lewe lei. Hoe dit ook al sy. As jy vandag 1 of 2 dinge kon kies om te doen hierdie nuwe jaar, wat sou dit wees? Dis interessant dat God sê, daar is 2 dinge. 2 belangrike dinge wat ek en jy hierdie jaar moet doen. Ja, God het 2 dinge uitgesit vir jou en vir my vir hierdie jaar, vir die nuwe jaar. Wil jy hoor wat dit is? Ek hoop jou ore is gespits. In Matteus 22 sê Jesus vir ons, die eerste baie belangrike ding wat hy wil hê ons moet doen, is ons moet lief wees vir God. Ja, en dit is maklik om vir God lief te wees wanneer dit goed gaan met jou, né? Wanneer jy geseënd is, wanneer almal gesond is, wanneer dit voorspoedig gaan, dan voel jy, die Here is lief vir my, so dis maklik vir my om vir hom lief te wees. Maar wanneer teëspoed jou dalk tref, dan is dit soveel moeiliker om vir God lief te wees. Dan is dit soveel moeiliker om God te vertrou en jou hele lewe in sy hande te plaas. Maar dit is wat die Here van ons vra. Hy wil hê ons moet lief wees vir hom. En hoe wys 'n mens vir die Here jy is lief vir hom? As mens lief is vir iemand, dan wil jy tyd saam met daardie persoon spandeer, né? Ja, dink so 'n bietjie daar en ek hoop jy kan dit nog goed onthou, toe jy verlief was vir die eerste keer in jou lewe. Jy wou net die hele tyd by haar of by hom wees, né? Jy wou hom of haar beter leer ken. Jy wou alles met hulle deel. Want dit is wat liefde doen. Liefde bring mense by mekaar uit. En net so wil God hê, ons moet hierdie nuwe jaar gebruik om tyd saam met hom te spandeer. Om stil te raak saam met hom, om ons ore te spits om na hom te luister. Om ons Bybels oop te maak, elke dag daaruit te lees, te soek na sy wil vir ons lewe. Ja, God wil tyd met ons spandeer. Hy is beskikbaar, 24 uur van elke dag van hierdie nuwe jaar vir jou en vir my. En hy wil hê ons moet hom lief hê, en dit beteken ons moet tyd saam met hom spandeer. So ek wil jou uitdaag, in hierdie nuwe jaar, maak tyd vir God. Wees lief vir die Here. Jesus sê ook nog 'n tweede ding. Hy sê, die eerste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê. En die tweede wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wees lief vir die mense rondom jou. En dit is maklik weer 'n keer om lief te wees vir mense wat dieselfde lyk as jy, wat dieselfde dink as jy, wat dieselfde waardes het as jy, maar dit is baie moeilik om lief te wees vir mense wat anders dink as jy, wat van jou verskil, wat ander waardesisteme het as jy, wat nie glo waarin jy glo nie. Maar die Here wil hê, ons moet juis lief wees vir hulle. Want sê Jesus in Johannes 15, hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. En sê hy ook, soos wat ek julle lief gehad het, so moet julle ook mekaar lief hê. So ons moet maar net vir Jesus naap, en dan sal ons dit reg kry, om ook vir mekaar, ook vir die mense rondom ons lief te wees. In Lukas 10 kom 'n wetgeleerde na Jesus toe, en hy vra vir Jesus hierdie vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus sê vir hom, wat sê die skrif? En die wetgeleerde sê, wel, jy moet die Here jou God lief hê. Die eerste ding wat ons moet doen hierdie jaar, ons moet die Here lief hê, en dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en dan sê Jesus vir hom, maar gaan doen dit. En dan sê die wetgeleerde, want hy wil homself bietjie handhaf, maar wie is my naaste?
En nou vertel Jesus hierdie gelykenis, hierdie verhaal. Hy sê daar was 'n man wat op reis was. Hy was op pad van Jerusalem na Jerigo. Nou die pad tussen Jerusalem en Jerigo is maar 'n kronkelpaadjie. Dis 'n bergagtige pad. Dit loop deur die berge om daar in die Jordaanriviervallei te kom waar Jerigo is. En daar's baie plek op hierdie pad wat so kronkel deur die berge, waar rowers hulle kan skuil, waar rowers mense kan val en kan beroof. En so gebeur dit met hierdie man. Terwyl hy op reis is van Jerusalem na Jerigo toe, word hy deur rowers oorval. Hulle beroof hom, hulle laat hom vir dood agter. En hulle vat al sy goed, hulle trek hom kaal uit, sê Jesus. En dan kom daar 'n priester verby. En die priester sien nie lê 'n man langs die pad wat lyk of hy seer het, wat lyk asof hy half dood is. Hy het hulp nodig. Maar die priester is nie lus om te help nie. En die priester gaan aan 'n kant verby. En dan kom haar leviet verby. En hy voel dieselfde as die priester. Hy sien nie die ou wat seer het, hy sien nie die ou wat lê en bloei langs die pad, maar hy dink, "O, jene, ek wil nie nou my ophou met hierdie ou nie." En hy gaan aan 'n kant verby. En dan kom daar 'n Samaritaan verby. En nou moet ek eers dadelik sê wie die Samaritane was. Die Samaritane was mense wat die Jode verag het. Die Jode het niks van hulle gehou nie, want die Samaritane is 'n volk wat tot stand gekom het uit Jode uit. Dit was toe die Noordelike Ryk, onthou julle die Suidelike en die Noordelike Ryk het verdeel na Salomo, en die Noordelike Ryk is eers in ballingskap weggevoer, nog voor die Suidelike Ryk weggevoer is, en toe die Noordelike Ryk in ballingskap weggevoer is deur die Assiriërs. Toe die Assiriërs ander mense wat onder hulle bewind gewees het, daar in Israel gevestig. En die Jode wat nie weggevoer is nie, wat agtergebly het, het ondertrou met hierdie mense. Hierdie heidene soos die Jode dit sou sê. En hulle het met hierdie mense getrou, en so het die Samaritane tot stand gekom. Maar toe die Suidelike Ryk weggevoer is, en toe hulle terugkom uit ballingskap uit, onthou julle Nehemia is deur die Here gestuur, om die mure van die stad te gaan herbou, en toe was die Samaritane up in arms gewees. Hulle wou nie gehad het Nehemia moes die mure van Jerusalem herbou nie. Hulle het alles hulle vermoë gedoen om die mure af te breek weer. So daar het vyandskap ontstaan tussen die Jode en tussen die Samaritane. En die Jode het geglo die Samaritane is onrein. Die Samaritane het wel die eerste 5 boeke van die Ou Testament as hulle skrif beskou, maar hulle het nie die wet en die profete wat deur die Jode ook bygebring is, aanvaar nie. So elkeen het sy eie godsdiens gehad, met 'n klomp verskille. Die een het gesê, ons moet in Jerusalem aanbid, en die ander gesê, nee, ons moet op die berg gaan bid. Maar hierdie Samaritaan, van wie die Jode nie gehou het nie, hy het besluit om hierdie man, wat deur die rowers oorval is, op die pad tussen Jerusalem en Jerigo te gaan help. Ek dink, terwyl die man daar gelê het, en hy sien, hier kom 'n priester aan, of 'n leviet, moes hy gedink het, wow, my gelukkige dag. As daar nou iemand is wat my sal help, sal dit sekerlik die priester of die leviet wees. Hulle wat vir die Here werk, hulle wat vir die Here afgesonder is om in die tempeldiens te doen, om die woord te bedien. Hulle sal my mos kom help. Maar hulle het ander pad verbygegaan. Die Samaritaan, die laaste ou wat hierdie Joodse verwag om te help. Hy kom, en hy kom help hom. Hy vat hom, hy laai hom op sy donkie, hy verbind sy wonde, hy neem hom na 'n herberg toe, hy betaal die herbergier om hom verder te versorg, en hy sê vir hom, as ek weer hier langs verbykom en jy het nog onkostes met hom, dan sal ek met jou regmaak. En dan sê Jesus vir hierdie wetgeleerde wat vir hom die vraag gevra het, wie van hierdie mense is die naaste van hom wat deur die rowers oorval is? En dan sê die skrifgeleerde, die een wat hom gehelp het. En dan sê Jesus, gaan en doen jy ook so. Want God wil hê, ons moet ander mense, ons naaste, ons medemens, maak nie saak wie hulle is nie, lief hê. Selfs al lyk hulle anders as jy, selfs al dink hulle anders as jy, selfs al doen hulle anders as jy, selfs al steek wat hulle doen jou dwars in die krop, moet jy hulle lief hê. Want Jesus het vir jou en vir my lief. En ons moet sy voorbeeld volg. Francis Dorf vertel so 'n mooi storie. Hy sê daar was 'n klooster gewees, wat op die rand van die dorpie was, en agter die klooster was daar 'n groot woud. En in die klooster was eers florerend, maar so met die verloop van jare het die klooster weggekwyn. Al hoe minder mense het die dienste bygewoon, en die monnike het ook minder geword. En op die ou end was daar net 'n handjievol monnike oor. En omtrent niemand het meer die dienste in die kerk bygewoon nie. En die monnike se gemoed was swaar. Hulle was hartseer, hulle het nie geweet wat om te doen nie.
Maar daar was ook 'n rabbi gewees wat so elke nou en dan homself kom afsonder het in die woud agter die klooster. Dan het hy 'n tentjie opgeslaan en daar gebly vir 'n paar dae of vir 'n paar weke om tyd saam met die Here te spandeer. En so gebeur dit dan, word vertel dat die hoof van die klooster nou, die hoofmonnik, hy sien die rabbi se tent is opgeslaan daar in die woud. Hy gaan eendag klaarmaak en 'n bietjie met die rabbi gaan gesels. Sommige net hoor, wat maak die rabbi daar in die woud? En toe hy aankom, toe staan die rabbi daar so, uitgestrekte arms, soos 'n broer wat hy lanklaas gesien het sou ontvang. En hy omhels hom sommer en hy druk hom vas. En die monnik kon nie anders nie, die trane het oor sy wange geloop en hy het begin huil. En hy het sommer net al gestaan en snik. En die rabbi sê vir hom, wat is jy so hartseer? En hy vertel toe, hy sê, die klooster waar ek is, ons is net 'n paar monnike oor. Die mense wil nie meer kom nie. Ons het ons energie verloor. Ons weet nie wat is fout nie, ons weet nie hoe om dit reg te stel nie. Het jy nie dalk vir ons 'n woord nie? Het jy nie dalk vir ons raad nie? Wat dink jy moet ons doen? En toe gaan sit die rabbi daar by sy tentjie en hy sê vir die monnik, kom sit hier by my. Ek het vir jou een woord uit die skrif uit en hy maak die Ou Testament nou voor hom oop. En hy leun so vorentoe, hy sê, maar jy moet beloof, as ek dit vir jou gesê het, mag jy dit net een keer vir die monnike by die klooster gaan vertel en daarna mag niemand ooit weer daaroor praat nie. Nee, dis reg, sê die monnik, ons sal nie weer daaroor praat nie, ek sal dit net een keer met die ander monnike gaan deel. En die rabbi leun vorentoe en hy sê, die Messias is tussen julle. Die Messias is tussen julle. En hulle het nog so 'n bietjie gesels en toe groet die twee en die monnik is terug na die klooster toe. En die ander monnike kom toe saam en hulle wil graag weet wat het die rabbi gesê, hoe dit gegaan met sy gesprek met die rabbi. En die monnik sê, wel die rabbi het vir my 'n woord gegee. Een woord gegee. Maar hy het gesê, ek mag dit vir julle sê, maar daarna mag niemand van ons ooit weer daaroor praat nie. Stem julle in, sal julle nie weer daaroor praat as ek vir julle vertel wat dit is nie. Ja, sê die monnike, ons sal natuurlik nie weer daaroor praat nie. Vertel ons is so nuuskierig. En die monnik sê vir hulle, die rabbi sê, die Messias is hier tussen ons. Die Messias is hier tussen ons. Wat, dink jy een monnik? Is dit dalk broer Piet wat die Messias is? Is dit dalk Petrus wat die Messias is? Is dit dalk Johan wat die Messias is? Is dit dalk my kamermaat wat die Messias is? En so begin die monnike anders teenoor mekaar optree. Hulle het skielik meer deernis en geduld met mekaar. Hulle is skielik baie vriendelik teenoor die ander monnike wat saam met hulle in die klooster bly. Want sê nou net, daardie monnik is die Messias. En ek wil daarom vriendelik en liefdevol teenoor die Messias optree, dink hulle elkeen. En die mense van die dorp het dit agtergekom. Die mense wat nog Sondag kerk toe gekom het dit agtergekom. En skielik het hulle begin meer word, want hulle wou ook van daardie liefde, daardie goedheid, daardie goedhartigheid, daardie vrede ervaar, wat die monnike teenoor mekaar uitgeleef het. Onthou julle, Jesus het vertel, dat wanneer hy weer kom, gaan hy die skape en die bokke van mekaar skei. En hy gaan vir die een klomp sê, julle het my gehelp. En dan gaan hulle sê, maar ons het u nooit gehelp nie, hoe? Dan sê Jesus, sover julle dit aan een van die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. As jy vir 'n geringe 'n beker water gee, as jy vir 'n geringe besoek, as jy vir 'n geringe help, as jy teenoor 'n geringe vriendelik is, as jy teenoor jou medemens liefdevol optree, dan doen julle dit aan my. Die Messias is inderdaad hier tussen ons. Jesus leef en ons moet mekaar lief hê. Ons moet Christus vir ons medemens wees. Dis wat God van ons vra in die nuwe jaar. Wees lief vir God, spandeer tyd saam met hom, dis verskriklik belangrik, maar moenie dat dit daar stop nie. Wees lief vir jou naaste, vir die mense wat jou pad elke dag kruis, sodat hulle God se liefde kan ervaar. Ek hoop jy het 'n wonderlike, lekker, heerlike dag verder. Ek hoop dat die jaar wat vir jou voorlê geseënd gaan wees, dat jy God se vreugde, God se vrede en God se liefde intens sal beleef. En dat jy wel in staat sal wees. En daarmee wil ek jou uitdaag om God lief te hê en om jou naaste
lief te hê.